Prys die wonderlike naam van Jesus Christus. Baie dankie dat u ingeskakel het by hierdie program. Jesus Christus bevry jou siel. Ek is bly dat u saam met ons gaan wees en ek wil raak aan 'n baie kontroversiële onderwerp en ook 'n regstelling maak met betrekking tot die ywer en die ondersteuning van Christene. Kom ons bid saam en ons vertrou die Here vir ondersteuning en dat ons sal krag ontvang uit sy hand om kan doen dit wat hy van ons verg. Ons bid saam. Vader, ons dankie vir hierdie dag. Ons wil erkenning gee dat u is die groot ek is. En ons nader u in die geloof in die naam van Jesus. Here, gee vir ons gedagtes wat diep verborgde dinge kan verwerk. Leer ons, Here, wat geregtigheid is en help ons om te verstaan hoe ons in hierdie lewe inpas om die lig van God te wees vir 'n verlore gaande wêreld. Seën ons nou in die gehoor van die woord en help ons, my God, om u te verheerlik in ons lewenskeuses. Ek bid in Jesus naam. Amen. Nou, die afgelope paar jaar, letterlik nou, het ons wêreld skielik baie klem gelê op die bestaan van die nasie van Israel en die Jode as 'n volk wie op 'n baie wonderlike manier deur God se verborgde planne weer eens in die kollig is, maar nie sonder teestryd nie. Die haat, die Jode haat, die geweld, die weerstand wat hulle verduur as onaards, dis demonies, dis eintlik 'n sataniese uitwerking. Hoe moet ons as die kerk, as Christene, onsself inlyf en ons samewerking gee om die Joodse oortuiging te verstaan en hoe pas ons in mekaar of langs mekaar? Nou, ek wil begin deur 'n verkorte herhaling te doen van 'n insident wat opgesom is in die evangelies. Volgens die kenners, Bybelkenners, teoloë, Bybelakademie, is daar sekere simbolieke, simbole, symbooltaal, wat God gebruik om sekere waarhede te beklemtoon. Byvoorbeeld, wanneer daar gepraat word van die wingerde van die Here en die insameling van die wingerdoes, het dit 'n verwysing na die Jode, ja, maar meer so 'n verwysing na die gelowiges wie deelgenote kom word het in die belofte wat God aan Abraham gemaak het. En dit is 'n belofte gebaseer op die beginsel van geloof. The principles of faith. So, when we read about the vineyard of God and the harvest of the vineyard, the gathering in of the grapes, then you are speaking by and large of the Church of Jesus Christ, a community of people who by faith
are living out God's expectation by bringing in the harvest of souls. And this community of people may include some Jews, but by and large, it is not necessarily Jews, but the rest of the world who constitutes the church of the Lord Jesus Christ. And by that I mean it may be any brand of denomination or non-denominational believership. There is another symbol for the people of God, and that is the fig tree. And when this fig tree is mentioned, die vyeboom en die vye, dan praat dit baie spesifiek van die nie-Joods, of liewer, dan sluit dit baie spesifiek die nie-Joodse bevolking uit, maar is eintlik rondom die idee van die Jode as die volk van die Here, maar meer so om uit te beeld wanneer God vind dat daar fout is en dat daar oordele oor hulle uitgespreek word. So, met dit in gedagte, herhaal ek kortliks, ek gaan parafeer, I'm going to paraphrase, die verhaal van Jesus op pad na sy vriend, Lazarus se huis toe. Daar word gesê dat vroegoggend was Jesus met sy disippels op die pad, om 'n lang afstand af te loop na Lazarus se huis toe. Natuurlik het hulle vroeg genoeg geloop om nie ontbyt te kon benut of geniet nie, maar langs die pad, op pad na Bethany, waar Lazarus se huis was, met die verloop van die stap, was Jesus honger gewees, en in die afstand sien hy 'n vyeboom, en toe hy hierdie vyeboom nader, het hy gesien dat die vyeboom vol blaar was. Nou, vyebome is uniek hierin, dat wanneer het wakker skrik na sy slaap in die winter, en hy begin sy blaartjies voortsit, produseer hy ook onmiddellik sy vruggies. So, mens kan dan veronderstel dat wanneer jy 'n vol blaar vyeboom nader, kan jy verwag dat daar vye tussen die boom sou wees. Want as hy sy blaartjies begin in die klein vorm, dan vorm hy ook sy vruggies. En soos die blaar groot word en groei die vrug ook. En daar is vye, terwyl dit nog nie vol ryp kan wees, kan dit ook alreeds geëet word. Maar die verwagting is dat 'n vol blaar boom, a full foliage fig tree, should have mature figs in it. Toe Jesus by die vyeboom kom, en hy is honger, en hy soek deur die blare, vind hy nie 'n enkele vy op die vyeboom nie, en hy is geweldig teleurgestel, en hy spreek tot die vyeboom 'n vervloeking, en hy sê vir die vyeboom, omdat jy in hierdie toestand gevind was in my tyd van behoefte en besoek, sal jy van nou af verwelk en jy gaan dood. Van jou af sal geen mens ooit 'n vrug benut nie. En hy stap weg van die vyeboom. Die volgende dag, toe hulle terug is na hulle besoek, so hulle het oornag by Lazarus se huis, kom hulle verby dieselfde vyeboom, en die disippels, insluitend Petrus, staan verstom en verbaas, en met hierdie uiting sê hulle, maar gister nog het u met hierdie boom gepraat terwyl dit nog groen was. Kyk hoe lyk dit nou, dit is droog, dit is verdor, dit is verwelk, dit is letterlik dood. En Jesus knik net en gaan uit en stap weg. Nou hierdie ervaring was 'n manier om te toonbeeld, want ons sal later lees in die boek van Johannes hoofstuk 1 sê dit, en hy het aan sy eie mense verskyn en hulle het hom nie aangeneem nie. Maar soveel as wie ook al hom sal aanneem, gee hy die mag, die gesag, die reg om seuns van God te word.
So hierdie proses van sy toenadering tot die Jode, sy toenadering tot Israel, sy toenadering tot die priesters, sy toenadering tot die tempel, sy toenadering tot die Joodse geloof, was nie ontmoet met die vrug van aanvaarding nie. En die vyeboom sou dit toonbeeld. It would be lived out and personified as a metaphor, as a symbol by the fig tree. And then he cursed this fig tree, and so we know now that the fig tree, being a symbol of the nation of the Jews, would never ever produce anything for humanity in terms of spirituality, in terms of religion, because he himself is the maturity, the fruit, the final outcome of the Jewish faith. And they never received him as such. They denied him, they rejected him. En met hierdie woorde, by die oomblik voor hy gekruisig word, vra Pontius Pilatus, wat moet ek dan nou doen met hierdie persoon wie Jesus genoem word? Hy word gesê, hy is die koning van die Jode. En hulle sê toe, kruisig hom. En hy sê, maar volgens my bepaling is die man onskuldig. En hulle antwoord met hierdie woorde, laat sy bloed dus op ons en ons kinders wees. En hulle roep dus dan 'n vervloeking op hulself. So, the whole drama of cursing the fig tree was actually an enactment of something that would later take place, wherein they themselves would incur a curse by being guilty of the innocent bloodshed of the Messiah, the Son of God. Nou dit gesê, ek het nou hierdie lang run-up met u gedoen, want ek wil hê dat ons as Christene reg moet verstaan wat ons verwantskap, verpligtinge is teenoor die nasie van Israel en die Jode as 'n volk. Wat godsdiens betref, wat geestelikheid betref, het hulle absoluut niks wat hulle kan bydra tot wat voorbaat sou wees vir enige een. There is nothing they can contribute. In fact, the truth be told, the Christian world, anointed and filled with the Holy Ghost power, washed in the blood of the Lamb of God, and counseled by the Word of God, is the source of jealousy to Jews and to Israel. Dit is skrif. Nou, ek noem dit vir u, omdat daar nou 'n aspirasie is, te midde die Jode, en te midde Christene wat Jode en Israel ondersteun, vir die herstel en die herbou van die tempel van die Jode, en hulle noem dit die derde tempel. Right? Just keep that in mind. Nie net dit nie, but a great controversy has been quickened and aroused now, because part of the temple initiation, die begin van die derde tempel se dienste, moet geskied met die slag van die slag van 'n rooi kalf. The sacrifice and the slaughter of a red heifer. 'n heifer is 'n jong billetjie, maar hy moet rooi hare hê. Dit is 'n voorskrif. Nou, dit gesê, moet nou nie vir 'n oomblik dink dat ek anti-Israel of anti-Jood is. Gaan kyk gerus die voormalige programme wat ek op die onderwerp geraak het, en jy gaan sien, ek is 100% ondersteuner van die nasie van Israel, en 100% voorbidder en beklemtoner van die reg van die Jode vir Israel, omdat hulle nog steeds die bloedverwant familie is van die Here Jesus Christus. Maar wat godsdiens betref, en wat geestelikheid betref, moet ons nou mooi verstaan, daai vyeboom is vervloek, dat hy sal nooit ooit vrug kan dra, wat voorbaat kan benut word deur die res van die wêreldsbevolking nie. That being said, with these aspirations of the Jews now for the third temple, wat se
derde tempel natuurlijk tot 'n beskawingsbotsing met Islam gaan lei. Omdat op die tempel se fondamente wat Salomo gebou het, daar nou 'n moskee is met 'n goue, I don't know what the word for dome in Afrikaans is, maar 'n goue bedeksel. Hierdie gebou met 'n goue bedeksel, en hierdie gebou met 'n goue bedeksel is 'n gruwel. Luister, jy het reg gehoor, ek het gesê, dit is 'n gruwel. The word gruwel in English is the word, it's an abomination, because it's representative of a faith and a religion contradictory to the root of the Judaic system out of which Christianity has its existence and the Christian experience. It is a contradiction. So ja, die God van die moslims en Islam is nie die God van die Jode, wie die hemelse Vader is van ons heiland en zaligmaker, die Here Jesus Christus. So just to clear the air with regard to that, this is what we're dealing with in their aspirations, the Jews' aspirations to have a third temple and to start blood sacrifices and burnt offerings. It's going to require throwing that mosque down and replacing it with a temple. Now, that being said, I'm going to qualify why you as a Christian believer cannot cooperate with a Jewish religious system. You may support the Jews in the aspiration for nationhood. You may support the Jews as Israelites, the blood relations of the Lord Jesus Christ. In those ways, it is right, it is proper, because it is their time. God is busy dealing with them, and they are all going to see the Lord Jesus Christ as the Messiah soon, and know that it is Him that they must trust in, although for that many years, the majority of Jews just completely rejected what the truth of the New Testament is. But that aside, there's nothing they can contribute, because ons sit met die skatkis van die salwings en beloftes van seëninge wat hulle sin is, maar hulle kan dit nie kry nie, omdat hulle weier om te glo. You see what I'm saying? So, just so that you may understand, dat jy moet verstaan nou, hoekom God hulle pogings tot godsdienst verwerp, en daar geen aanvaarding gaan wees, vir wat hulle nou gaan begin. And in fact, they are going to set themselves vulnerable to an imposter, who's going to proclaim himself to be their Messiah, and it's going to turn out that he's not their Messiah, but he's an Antichrist. But I want to show you something about their whole system that already indicates to us that God has rejected it. So God het vir hulle 'n stelsel van slagoffers en brandoffers gegee, en al hierdie diere, dit was billetjies gewees, kalvers, dit was ramme gewees, bokke, dit was ooe gewees, dit was skape gewees, dit was lammers gewees, dit was tortelduwe, dit was duwe gewees. En almal hierdie diere moes gedood het, en hulle bloed moet voorgelê word, en hulle karkasse moet gebrand word tot as 'n brandoffer, as 'n slagoffer, as 'n bloedoffer. En al hierdie diere was maar net 'n sinnebeeld, dit was net 'n manier, 'n metafoor, 'n simbool van wanneer Jesus al daardie offers sou verteenwoordig in sy kruisdood. So 'n dier het nie dieselfde waarde as 'n mens nie. 'n Mens is die waarde van 'n mens, maar 'n dier het 'n afgeskaalde waarde. Maar God het dit toegelaat, en deel van sy toelaatbare wil was die sekere metodes wat hulle moes gebruik wanneer hulle slagdinge moes gedoen het. En een van hulle hoofslagoffers was die dag van versoening, die Day of Atonement, wat ook bekend is as Yom Kippur. En deel van die proses van die Yom Kippur slag bloedoffers was dat 2 boklammers moes gekies word, deurdat die lot vir hulle gekies moes geword het. En hierdie lot moet met 2 hande in 'n sak gekies word, en hulle het 'n stelsel gehad dat as jy die lot
van hierdie twee bokke kon onderskei. Die een was die lot vir die duiwel en die ander een was die lot vir God. Nou die duiwel in hierdie geval was die gevalle engel Azazel. En sy lot was tot 'n sondebok verklaar en die ander lot was die lot tot God in die tabernakel. En wanneer die lot vir God in die regterhand ontvang was, in die trek van die lot, dan was dit 'n teken van goedgesindheid vanuit God se kant af. Nou vanaf die oomblik van Jesus se sterfte op die kruis, wanneer die Jode daarna nog steeds daardie slagoffers wou doen, het hulle nooit ooit weer die lot vir die bok vir God in die regterhand ontvang nie. En dit was die eerste teken dat God vervroomd was teenoor hulle. En dit sou verduur vir nog 'n 40 jaar, dat hulle nooit ooit vir 40 jaar na die kruisiging van Jesus, tot en met die vernietiging van die stad en die tempel, die lot in die regterhand kon kry vir die bok vir God. Die eerste teken. Die tweede teken was, wanneer hulle die onderskeid tussen die twee bokke gemaak het, sou die een bok wat vir Azazel teensyde gestel word, met 'n rooi lint gekenmerk word. Hierdie lint was gekies, hy was in die helfte gebreek, een helfte was aan die bok se horings vasgemaak, en hy was weggevat in die wildernis vir Azazel, die duiwel. Die ander gedeelte van die lint was in die tempel gehou, en dit was hulle tradisie voormalig tot en met die kruis, dat as God die offer aanvaar het, dan sou daai lint oornag tot wit verander het. Vanaf die kruis tot die vernietiging van die tempel oor 'n 40 jaar periode sou die lint nooit weer van rooi na wit verander nie. Die tweede teken dat God vervroom was en nie die offers aanvaar het nie. Die derde teken dat God vervroom was, dat in die allerheiligste plek was 'n 7-tak lamp met 7 lampies. Nou die westerse lamp, met ander woord die lamp op die uiterste een end, sou die hooflamp wees wat vol olie gehou word met 'n vlammetjie, en al die ander vlammetjies sou deur daardie vlammetjie aangewakker word. Tot en met die kruisiging van Jesus Christus het daai lamp al durend gebrand. Maar vanaf die kruisdood van Jesus Christus het daai lamp aanhoudend uitgegaan, en die olie het nooit verduur nie. En dit het vanaf die kruis tot 40 jaar by die vernietiging van die tempel en die stad so 'n belewenis vir hulle gewees, dat die lamp, die vlammetjie op die lamp altyd uitgegaan het, waar voormalig het die lamp op 'n bonatuurlike manier aan die brand gebly. So dis jou derde teken dat God vervroom was van hulle offers, en God glad nie die slagting of die ritueel aanvaar het nie. Die vierde teken was dat die hek van die tempel, of nie die hek nie, die groot deur van die tempel wat die tempel geskei het, van die heilige plek en die allerheiligste plek geskei het van die algemene vergaderarea. Hierdie groot deure wat om en by 15 meters hoog was en om en by 8 meters breed was. Hierdie twee deure was 8 meters breed elk en 15 meters hoog. En dit het 'n hele paar mans gekos om daardie deure oop en toe te skuif. Nou hierdie deure was die deure wat net die priesters deur kon gaan. En op die ander kant van daardie deure was 'n sluier en net die hoërpriesters kon deur die sluier gaan. Nou hierdie deure was altyd toegehou. Altyd toegehou. Met die kruisiging van Jesus Christus het die sluier wat die allerheiligste plek geskei het van die heilige plek, van bo af tot onder toe
oopgeskeur. Dit's bonatuurlik gewees, omdat daardie sluier 4 materiale dik was. En dit sou gekos het dat 'n span osse op beide end moes trek om daardie sluier te kon skeur. Maar hy sluier het van self geskeur van bo tot onder toe. Nie net het die sluier geskeur nie, maar vanaf die kruisiging van Jesus Christus tot en met vir 40 jaar tot die vernietiging van die tempel, kon die deure nie toebly nie. Elke aand het die deure van self oopgegaan. Nou, die skeur van die sluier het beteken dat enige persoon toegang gehad het tot die allerheiligste plek. Maar nou het die deure ook oopgestaan en dit het beteken dat wie ook al wou, kon God nou nader, waar voorheen net priesters in daardie area kon ingaan. Hierdie 4 tekens wat die Joodse geloofsoortuiging gespook het, as ek het kan so sê, vanaf die kruisiging van Jesus, totdat die dag wat generaal Titus toegelaat het, dat die Romeinse soldate die tempel geheel en al afbreek en vernietig. Het die Jode in die jaar 70 na Christus 'n besluit gemaak, dat hulle glad nie van daardie oomblik af ooit weer slagoffers of brandoffers of bloedoffers sal dien nie. Hulle sal maar net sinagoge hou en hulle goeie werke doen en gehoor gee aan die wette van Moses. Nou vir die eerste keer na amper 2000 jaar is die aspirasie in hulle midde om hulle tempel te herstel en te herbou en weer te begin met hulle slagoffers, hulle bloedoffers en hulle brandoffers. Nou, elke bloedoffer, elke brandoffer, elke slagoffer het sy vervulling gevind in die kruis van Jesus Christus. Dit sal die grootste belediging wees vir God, wie sy seun laat offer het, vir die sondes van die hele wêreld insluitend, maar eerstens vir die Jode. Paulus se woorde in Romeine 1, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding, vir almal, vir die Jode eers en dan vir die res. So dit was hulle opsie eers gewees, maar hulle dit nie aangeneem nie. So daar is geen manier, soos jy nou kan sien en hoor, dat daar enigiets uit die Joodse godsdiens en die Joodse geestelikheid, daar is geen waarde daar, wat enigiets kan byvoeg vir ons nie. Hulle redding het in God se dagboek 'n dag. Want die Bybel sê, dit sal geskied dat op een dag die hele Israel gered gaan word. Die hele Jakob sal die heil en saligheid van God ervaar. Maar dit sal slegs geskied wanneer hulle sal sê, Hosanna in die hemel, geseënd is die koning wie kom in die naam van die Here. En hulle vrede sal hulle ontneem word, totdat hulle daardie erkenning gee. So asseblief volk van die Here, moet nie in 'n dwaling afpyl nie. Verstaan wat ek hier nou gesê het, what I just shared with you. There's not a lot of people who knows what I've just shared with you. A few people may know about the scarlet thread, but not a lot of people know about the lamp that went out, or the door that kept opening, or the lot that would not be in the right hand. Having said that, I want to encourage you to make your way to the only place and the only one and the only way to be saved, and that is by calling upon the name of the Lord Jesus Christ. Want die woord van die Here sê, wie ook al op die naam van die Here sal roep, sal gered word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons oë oopmaak en ons salf, dat ons genees kan wees vir wat ons gesien het. En nou, Vader, dat ons gesien het dat Jesus die enigste manier is, Here, roep ons op sy naam, red ons. Here Jesus, wees ons vergewend gesind, wees genadig teenoor ons, neem ons aan, soos ons U naam aanneem, en vul ons met U Heilige Gees, my God. Dankie, Here, dat daar geen ander redding is buite U nie. U is die weg, die waarheid en die lewe. Dankie dat U vir ons genees, verlos en red.
Ons prys en loof U in Jesus naam, Vader. Amen en amen.